Ons is vir die wat dalk besoek by ons. Ons is op die oomblik besig in die gemeente en in ons selgroepe met 'n disippelskap reeks. So ons spreek ook daai tema. So Liesel het so 2 weke terug, nee Liesel, het sy die eerste deel van die belewing van God se teenwoordigheid gedoen en ek doen nou die tweede deel of ek gaan probeer om by haar aan te haak. So as jy die eerste deel gemis het, dit is op YouTube, gaan kyk dit gerus. En as jy net nuuskierig is en jy wil aan die ander doen wat jy dalk nou gemis het, alles is op YouTube beskikbaar onder Faros. So vandag se tema is dan op die skoot van Jesus. Nou ek wil gou by die kinders hoor, wie van julle het 'n hond? Talia, het julle 'n hond? 'n kat? Wie het nog honde? Ek weet baie van die groot mense het honde ook. Ja, en baie van die kinders het honde. Nou ons het ook nou 'n nuweling in die huis gekry. Dis nou Lia. En sy's 5 maande oud en sy hou van om op jou skoot te kom klim. Want daar's 'n ander woord vir dit nie. Nou partykeer is die interessante deel, is glad nie moeilik om op ons skoot op te kom hè. Maar partykeer sal sy nou so kom staan, dan gee sy eers haar een poot so en dan kyk sy so vir jou asof sy toestemming vra om op te klim en ander tye spring sy sommer net op, né? Nou veral op Sondagoggende sit ek gewoonlik op my geliefkoeste bank waar leefarea is, sal ek maar sê dit het nou haar plek geword, ons braaikamer en dan sal sy gewoonlik eers langs my kom lê. En as ek nou te lank besig is met my papiere, dan kom klim sy bo op my op, maar sy druk sommer haar boude so half op in my gesig, want is nou net, sy kry nou nie aandag, sy soek nou my volle aandag. So, en dit het my nogal laat dink aan ons verhouding met Jesus, nee, om op sy skoot te klim, en die wonderlikste van alles is, ons hoef nie te wag nie, tot of ons tyd is of plek op die skoot is nie. Ons kan maar net kom, want God sê vir ons, kom na my toe. En ek dink kinders, veral klein kindertjies, hou ook daarvan om op mamma of pappa se skoot te sit. Nou ek wil gou by die kinders hoor, hoekom is dit lekker om op mamma en pappa se skoot te sit? Hoekom klim kinders op 'n mamma en 'n pappa se skoot? Talia, wat sê jy? Sit jy nog op mamma se skoot of nie meer nie? Nie meer nie. Hoekom was dit altyd lekker om op mamma se skoot te sit? Sy trek net haar skouers op. Wat kan die groot mense sê? Hoekom dink julle is dit lekker vir kinders? Veilig. Hulle voel veilig. Baie kere as hulle gehuil het, nee, dan wil hulle ook op jou skoot opklim, want hulle voel dan, hulle word getroos op jou skoot, nee. En baie kere as hulle siek is, nee, ek weet, Feige sê baie, Ethan is needy, maar dan is hy nou maar net 'n bietjie, hy is nie 100% homself, dan geniet hy dit ook op mamma se skoot te sit. En hoe voel dit vir mamma of pappa as jou kind op jou skoot kom sit? Baie lekker? Jy voel geliefd? Nog iets? Voel uitgekies? So dis vir ons ook lekker, nee. Nou Larika is nou te groot, dink ek nou al vir my skoot, maar partykeer sal sy so teen my kom lê, so half onder my arm in wurm, of sy kom hang so aan my, nee, en dis amper vir my soos om op my skoot te sit, nee, daai mense hou van daai nabyheid, daai intimiteit met jou kind. En nou so daar's daai meer as net van ek is by mamma nou of ek's by pappa nou, daar gebeur ietsie meer. Nou dis anders as 'n kind speel, nee, dan's mamma en pappa daar, ons hou hulle dop, maar dis 'n ander tipe nabyheid as jy op sy skoot is. En dit is wat teenwoordigheid by God is anders as om net dat God daar is. Dis in ons storieetjie wat die kinders nou gekry het, van Papa Uil. Die uil is altyd daar, nee, God is altyd daar.
die voeltjies, ek gaan net vir julle so snippet gee van die storieetjie. Daar's nou op die prentjie kan julle nou nie vir die hond sien nie, vir Boelie, maar daar's 'n hond ook in hierdie prentjie. En hierdie voeltjies speel en hulle vlieg hoog en dan duik hulle so vir die water en Mossie het hom so bietjie misgis, net met die duik. En Boelie lek sy lippe hieronder want hy sien nou vir Mossie kom so lekker af. En die volgende moment toe Mossie hom nou so misgis en hy duik weer so af, net toe wag Boelie onder vir hom, maar voordat hy hondekos is, kom uil en hy red vir Mossie. En dis wat God vir ons ook is, nee, hy's altyd daar. Al sien ons hom nie fisies so nie, weet ons hy's daar. Maar om in die teenwoordigheid van God te wees, is ietsie meer. Dit is ietsie meer persoonlik. Ons weet God is daar, want hy's alomteenwoordig, maar dis ietsie meer. Daar gebeur, soos as 'n kind op 'n pa of 'n ma se skoot is, dit gebeur daar goeters, daar's oogkontak, né? Ons kyk vir mekaar, daar gebeur ietsie met daai kyk op die skoot, van as jou kind op jou skoot sit, en net so op God se skoot. In Psalm 84 vers 10 lees ons, O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. God kyk vir ons kyk vir hom. Daar is 'n ander tipe nabyheid, 'n koneksie, né? So 'n teenwoordigheid om by God te wees, om in sy teenwoordigheid te wees, is soos jou aandag is op hom. Jy's gefokus op hom, jy praat hier in jou kop met hom, jy dink aan hom. Net is asof jou gedagtes dwaal na die Here toe, soos wat jy besig is deur die loop van die dag. En dan lees ons in Psalm 16 vers 11, U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde is in die teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand vir altyd. Dis daai, U wys my die pad van die lewe. U wys my hoe ek in die teenwoordigheid van, hy leer vir ons, hoe om dit te doen. Ons as mens, sorry julle, maar ons is te dom om dit uit te figure. Net God kan dit vir ons leer. Hy het dit ingestel, hy leer vir ons hoe om in sy teenwoordigheid te kom. En dan sê hy, wanneer ons in sy teenwoordigheid is, dan is daar nie net klein vreugde nie, daar's oorvloedige vreugde, baie vreugde, en lieflikhede in sy regterhand vir altyd. Nou wat is daai lieflikhede in sy regterhand vir altyd? Die eerste een is, julle, daar is enorm baie. As ek almal vir julle moet gee, sal ek julle vir jare der jare, want die Bybel is vol van dit. So ek het die meerderheid uitgehaal net uit Psalm 84. En die eerste een is, ons sal gelukkig wees, welgeluksalig, dit is gelukkig, is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig, Sela. Dan is ons ook veilig daar, nie? Ons het gesê, wanneer ons op mamma en papa se skoot sit, voel 'n kind veilig, wanneer ons op God se skoot sit. En jy kan nou dink, maar ek is nou oud. Maar by God is daar nie ouderdom nie. Hy is God die Vader, en ons is, as jy gered is, as jy God se kind is, dan mag jy maar in jou grysheid ook nog steeds op sy skoot kom klim. En vers 12 sê, want die Here God is 'n son en 'n skild, né? Hy hou ons veilig. In Psalm 90 staan daar ook van, ons veiligheid is by die Here, hy is vir ons 'n skuilplek, ons kan na hom toe gaan, nie net wanneer goed te veel is nie, maar wanneer ek net 'n bietjie broos voel, né? Soos wat daai woord wat Vyge gebruik, wanneer ek ook maar net 'n bietjie needy voel, né? Dan kan ons op sy skoot gaan sit. En dan word ons geleer, né? Want in sy teenwoordigheid, né, ontvang ons sy woord. Hy maak dit vir ons oop. Ons leer wat hy vir ons, dis soos 'n kind op 'n pa se skoot, né? Of op 'n ma se skoot, word hulle geleer, ons lees vir hulle boekies. Daai pappa wys sy kind hoe om te bestuur, ek weet nie hoe effektief daai is nie, maar ons leer ook goedjies terwyl ons op God se skoot sit, op Jesus se skoot sit.
Ons kan nie in God se teenwoordigheid, as ons by God is op daai manier, kan ons nie dieselfde bly nie. Hy verander ons om al hoe meer soos hy te wees, om na sy beeld verander hy ons. In 2 Korintiërs 3 vers 18 staan nou, word ons van gedaante verander, heeltemal verander, na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Al hierdie goed kan nie gebeur as jy nie God se kind is nie. Want dis die Heilige Gees, die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons, nê, wat al hierdie goeders laat gebeur, wat vir ons connect met God op daai vlak. Dan is hy ook vir ons die son. In vers 12 lees ons, want die Here God is 'n son, en 'n son bring elke oggend as die son opkom, dan is die donkerte weg. En hy bring ook dit vir ons in ons lewe, nê, wanneer ons voel ons is in 'n donker tyd, in 'n moeilike tyd, dan bring hy weer die lig in ons lewe. Son maak ook warm, nê, hy gee vir ons versorging, genesing, nie net van fisiese siekte nie, maar ook as my hart seer is, nê, dan kan ek op Jesus se skoot opklim, en net, ons mag by hom huil, ons hoef nie altyd net openlik uit te bars van lag, en by mense moet ons dalk voorgee, alles is alright, wat nie altyd gesond is nie, maar as dit nou is wat vir jou op die stadium werk, dan is dit alright. Maar by God hoef ons nie voor te gee nie. Ons kan op sy skoot opklim, en jy kan maar daar net wees, ek kan maar net Lucinda wees, met al my seer en met al my dinge, nee, my issues, kan ek na hom toe gaan, en hy sal vir my vertroosting gee. Dan gee hy ook vir ons genade en eer. In vers 12 gaan dit verder, dan sê dit, die Here sal genade en eer gee, en daai genade, ons verdien dit nie. Ons verdien nie sy vergifnis nie, maar uit genade gee hy dit vir ons. En die eer wat hy vir ons gee, nê, is, hy gee vir ons 'n plek, as ons is nie nou meer net Lucinda nie, ek is nou sy dogter. Jy is nou sy seun as jy na hom toe kom. En dit maak van ons erfgename. So hy gee vir ons daai eer van hy is my pa, en ek is sy kind, ek is sy dogter, jy is sy seun. Dan sê hy ook, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Die goeie, as jy volgens sy wil leef, as jy gehoorsaam is aan hom, dan sê hy vir jou, hy sal vir jou die goeie gee. En dan sê hy ook, hy gee vir ons krag en sterkte. In Jesaja 40 vers 31 sien ons, die wat wag kry nuwe krag. En Psalm 84 vers 6 sê, welgeluksalig, gelukkig is die mens wie se sterkte in U is. Hy gee vir ons elke dag krag, nee, nuwe krag. En môre sal hy weer vir ons nog meer krag gee. Die wat op hom staat maak en dit by hom vind. Nou hierdie lieflikhede, ons het al gesien in Psalm 16 vers 11 sê dit, nê, U wys my die pad na die lewe toe, nê, oorvloedige vreugde, nê, is in U teenwoordigheid, lieflikhede, nê, hierdie lieflikhede aan sy regterhand vir altyd. Maar hierdie lieflikhede is vir as jy in sy teenwoordigheid is, en om in sy teenwoordigheid te kom, nee, moet ek die Heilige Gees hê, so ek moet sy kind wees. En so daar's 'n probleem, want ons almal is nie net outomaties kinders van die Here nie. Ons kan nie net sê, ek is 'n kind van God, ek gaan hemel toe, as ek hom nie gekies het nie. En ons sien dit in 'n paar dele, en ek wil graag vir julle lees wat sê Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede, die goeders wat julle verkeerd doen, julle sonde, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Nou daai aangesig, die ander woord wat in die Bybel gebruik word, is teenwoordigheid. Ons kan nie in God se teenwoordigheid kom, nee, wanneer ons nog nie sy kind is nie, want hierdie sondes
Nee, keer dit. Dit is soos 'n muur tussen jou en God. Jy kan nie deur die muur hê. Maar God het vir ons 'n oplossing gegee vir hierdie probleem wat ons het. En in Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, sien ons deur die bloed van Jesus, nee, die voorhangsel, nee, dit wat gekeer het, dat almal net na God toe kan gaan, daar by die tabernakel, julle kan 'n bietjie daarna gaan kyk, toe Jesus gesterf het die voorhangsel geskeur, en nou kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ons kan self na God toe gaan. Ons kan self hom sê, Here, ek het U nodig, ek is 'n sondaar. In die Bybel sê daar, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Om nou 'n besluit te neem, as jy nog nie 'n besluit geneem het, en vir God te kies, te erken, ek is 'n sondaar, ek het God nodig in my lewe. En dan kan ons weet, al daai lieflikhede is vir ons bedoel. Kyk gou wat sê 2 Tessalonisense 1 vers 9, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. En julle, dit is die ergste ding, dit is hoekom Jesus aan die kruis, hoekom hy in die tuin van Getsemane vir God gevra het, laat die beker by my verbygaan, as dit U wil is. Want vir hom, die vooruitsig dat hy weg van God gaan wees, was vir hom te erg. En wanneer ons nie Jesus kies nie, moet ons weet, dit is ons toekoms. Ons toekoms is vir altyd, daar gaan nie weer vir ons 'n kans wees, dit is vir altyd weg van God, weg van sy teenwoordigheid, alleen vir altyd. Maar as jy hom kies, kan jy weet, oorvloedige vreugde is vir ons daar in sy teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. Elke liewe belofte in die woord is vir jou wat sy kind is. Jy kan net kom en op sy skoot kom klim. Nou in Psalm 84 vers 3 staan, na my siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Om in God se teenwoordigheid te wees, kan ons op 'n paar maniere doen. Maar die eerste een is om doelbewus, dis so spesifiek, om doelbewus te kies, om by God te wees, in sy teenwoordigheid. Liesel het baie in haar boodskap gesê, is ons honger genoeg na die Here? Daai vers in Psalm 84 vers 3, is nie net, ek wens ek was by die Here, dit sal lekker wees by die Here nie. Dit is soos intens, maar ek verlang, ek smag daarna. Dis soos ek kan nie anders, die Engels gebruik die woord fainted. Dit is soos, as ek nie by God kan wees op daai manier, in sy teenwoordigheid nie, is ek so swak, ek het nie krag om aan te gaan nie. Die Passion Translation, hulle taalgebruik is ek mal oor. Daar staan love-sick longings, nee? En as jong mense baie verlief is, nee, daai verliefde, jy kan omtrent nie genoeg kry van die ene, jy wil altyd by daai een wees, jy wil omtrent nie huis toe gaan nie, nee? Jy kan nie genoeg kry nie. En is ons so my man sê altyd, nou hoop ek, nou toe hy lag te dink, ek hoop is oor my en nie net omdat hy by die werk wil vlug nie, maar hy sê altyd, hy kan nie wag om huis toe te kom na 'n dag se werkie, en nou hoop ek, dis nou die love sickness, nee, wat praat. Maar dat ons so sal wees oor God, dat ons met ons hele mens wees, liggaam, siel en verstand, daai hinkering sal hê om vir altyd by God te wees, om elke dag die hele tyd by hom te wees. Maar God vra dat ons alleen dit sal doen, op sy skoot sal klim. En daar's maniere, een van dit is om in jou stilte tyd, wanneer jy besig is met die woord, wanneer jy bid, wanneer jy onttrek na 'n stiltyd en jy gaan sit by Jesus, dalk hou jy nie van skoot sit nie.
Dalk is dit vir jou 'n meer gunstige prentjie om net so half onder sy arm in te kruip of by sy voete te sit of met jou kop op sy skoot te lê. Maar daai intieme oomblik net jy en God alleen. Nee, en partykeer het ons nie eers nodig om te praat hê of te lees. Ons kan maar net daarby hom net indrink wat hy vir ons wil gee, nê? Dan lees ons ook in Psalm 84 vers 4, selfs vind die mosie huis en die swaalkie 'n nes vir haar waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik U altaar, Here van die leerskare, my koning en my God. Dis vir my so mooi, die voeltjie, nê, 'n mosie wat eintlik vir baie mense eintlik niks werd is, nê. Hy kies om vir hom en sy kinders 'n huis te bou. Hy vlieg nie net soontoe en vlieg weer weg nie, 'n huis te bou, 'n nes te maak en by U altaar, Here. En dan wonder ek as die mosie wat so eenvoudige voeltjie het, daai verstand om dit te doen, wil ek amper sê, nê? En doen ons dit of is ons daai tipe kinders van die Here? Ek gaan gou 'n bietjie en dan doen ek my eie ding en ag môre skiep ek wat ek sê eintlik lus nie of maak ons woning by God. Is die plek van aanbidding, U altare, is dit vir ons belangrik? Wat leer ons kinders? Hoe sien ons kerk vandag? Ek het groot geraak en ons bure oor kan die straat, die tannie het altyd gesê, ag, is nie nodig om kerk toe te gaan nie. Ek lees hier Bybel by myself, by my huis is goed genoeg. Maar om saam met ander gelowiges, saam te kom, of dit nou op 'n Sondag hier is, 'n selgroep is, 'n Bybelstudiegroep is, vir die kinders, die viervliegies, die braaitspaaks, dit is nodig, want ons het ook nodig om saam met ander in die teenwoordigheid van God te wees. En dan wonder ek, is ons regtig opgewonde nog om sel toe te gaan? Of is dit net 'n boksie wat ons aftik? Ek was by die sel, was by die Bybelstudie, kerk toe ook. Kom ek maar net omdat dit half nou soos die boksie is, ons moet kerk toe gaan? Of kom ek met daai verlange, ek kan nie, as ek nie daar was nie, gaan dit vir my voel, ek soos 'n plantjie wat verdroog het. Dit is soos ek moet kom, want ek wil nie uitmis om saam met my geestelike familie, saam met ander kinders van die Here in die teenwoordigheid van God te wees nie. Verlang ek regtig daarna? Kan ek sê, soos in Psalm 122 vers 1, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Is ek regtig nog opgewonde? Sien ek uit? Dis een deel van in sy teenwoordigheid, en dan is daar ook 'n ander deel van sy teenwoordigheid. Brother Lawrence is nou hy was 'n eenvoudige kok wat kos gemaak het vir 'n lewe, en hy het 'n boekie geskryf, Iksie van In Your Presence. Nou gaan my man weer sê, wat sê Iksie? Ek kan nie die volle titel onthou nie, maar as 'n mens dit lees, kry jy daai smagting wat ons van gelees het in Psalm 84, dan kry jy dit. Nou hy het gesê, to be constantly aware of God's presence, it is necessary to form the habit of continually talking with Him throughout the day. Dis daai om die hele tyd, in alles wat ons doen, bewus te wees van God, met hom te praat hier in jou kop, by die werk, by die skool, met die kinders, as jy hulle bad, as jy hulle kos gee, daai voortdurende bewustheid van God, en om te connect met hom die hele tyd. Hy het gesê ook, hy doen alles vir die Here, en die was vir my so oulik. I turn my little omelet in the pan for the love of God. So maak nie saak wat jy doen nie, of jy nou jou stoep afvee, en of jy nou kos maak, en of jy nou 'n vreeslike belangrike werk het om te doen, om alles wat jy doen vir die Here te doen.
En dan wil ek weer herhaal, Psalm 16 vers 11. U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde is in u teenwoordigheid. Lieflikhede in u regterhand vir altyd. As ons dit kan beoefen, maar ons weet in die wêreld waarin ons leef, is dit nie so maklik nie. Daar is goeders wat ons aandag aftrek. Ons raak besig. Dis soos kinders. Talia het net gesê, nee, sy sit nie meer op haar ma se skoot nie. As kinders 'n bietjie groter word, dan is dit nou nie soos my kind wat nou al groot is nie. Maar net as hulle begin beweeg, loop, dan begin hulle al hoe minder op mamma en pappa se skoot klim. Hulle sal so rukkie sit en dan wriemel hulle so, dan skuif hulle so af. Want daar's die hele wêreld daar buite wat nou eers ontdek moet word. En later kom maar maatjies en dan wil ons die maatjies ook met die maatjies speel en ons goeie ander belangriker goedjies om te doen. En ons in 'n sekere sin is ook so, Ons raak besig, ons sien ietsie daar en dan trek my aandag soontoe. Ons daar kom versoekings oor ons pad, en al hierdie goeters wil ons fokus van God afhaal. Dat ons baie keer 'n dag deurgaan en dan teen die aand besef ek, maar ek het glad nie aan die Here gedink vandag, want dit was net so crazy mal dag. Maar soos ons het nou gelees in Psalm, lieflikhede in die regterhand. Wat dan van as moeilike goed gebeur, want hoe sien ons moeilike goed, is dit dan nie lieflikhede nie? Want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Dit staan in Psalm 84 vers 11, wat hy sê, ek sal eerder 'n dag by die Here wees. Net daai dag het vir my soveel voedingswaarde, so ek wil ook sê, moet nou nie op jouself veroordeel en sê, maar ek gaan dit nooit maak, ek gaan nooit die ideaal is dat ons so in God se teenwoordigheid moet wees, maar onthou, ons het gesê, al hierdie goed wat ons leer in die disippelskap, dis dissiplines, is gewoontes wat ons moet kweek, So aanvanklik gaan ek dit dalk 1 keer reg kry in 'n week en glad nie. Maar dan probeer jy vir 2 keer en dan probeer jy vir 3 keer, want onthou, dit is 'n gewoonte wat ons moet oefen. Ons moet oefen om ons gedagtes elke keer terug te vat na God toe. So as ek besig is, as daar slegte goed gebeur, wat my aandag wil wegvat van God af, hoe kan ek dit dan weer terugskuif, Nou, oorfone en oorpleisies help vir geraas. As 'n mens oorpleisies insit, in die begin toe ons net vir Lia gekry het ek vir Jomari oorpleisies gegee. Want dan huil sy so in die nag, dan sê ek vir hom, moet jy nie worry nie, sit die oorpleisies in jou ore, ek sal na haar kyk, want hy moet baie vroeg opstaan. So, oorpleisies kan geraas wegvat, Oorfone ook, as ek oorfone opsit en ek sit vir my musiek aan, of iets om na te luister, kan dit my ook help fokus. Nou, in ons geestelike lewe het ons eintlik oorfone en oorpleisies nodig, maar wat is soos dit vir ons? Wat kan die geraas van die wêreld, die goeters wat my aandag wil aftrek van God af, wat kan my help om weer my aandag op God te sit? En daar's 'n paar, ek dink daar's meer as dit, maar as jy bou van worship musiek, kan jy dit aansit, en nog beter as jy oorfone op jou opsit, of in jou ore sit, dan kan dit die geraas, dit kan jou help om weer op God gefokus te wees. As ek besig is met sy woord, in gebed, selfs as ek 'n preek luister, want baie keer is my kop so deur mekaar en aan die gang, en as ek oorfone insit met 'n preek, dan help dit my net weer om my fokus terug te vat na God toe. Geestelike boeke wat ons luister, as ons hiernatoe kom, om saam met ander kinders van die Here God aanbid, dan help dit my net, as ek 'n baie moeilike week gehad het, en ek kom nie, dan help dit my net weer om my fokus terug te skuif na God toe. Ek het al vir julle vertel van my vriendin, as ek haar bel en my kop is so oral oor en die ding het gebeur en die ding het gebeur, dan sê sy altyd, kom ons bid.
En dadelik vat dit my aandag terug na God toe en weg van die probleem wat op die oomblik daar is. Nou oral in die psalms en op ander plekke in die Bybel, maar veral in psalms, word die woord Selah baie, ons sien dit baie, en dit beteken soos om te pause, om net 'n bietjie tot stilstand te kom en dit wat jy eintlik nou daar gelees het, om dit te oordink en in te neem. En dit is amper, ons lewe is besig. Daar's werk, daar's kos wat gemaak word, wasgoed moet opgehang word, daar is 'n probleem wat opduik, slegte goed gebeur, dis besig. Maar partykeer moet ons net in daai besig wees, net 'n oomblik vat en pause, pray en prys. Om selfs in die deurmekaar, in die geharwar, net die Here te eer. Al werk goed nie uit soos wat ons dit wil hê nie, net hom te prys, te bid, net te pause en net ons aandag terug te vat na hom toe. En ek wil julle uitdaag hierdie week, om dit te probeer. Oefen dit, wanneer alles so deurmekaar en haywire gaan, pause net 'n oomblik. Want daai oomblik wat jy pause by die Here, wat jy net vinnig op sy skoot opklim, met jou kop teen sy bors, dit gaan jou juis versterk. Onthou wat is in sy teenwoordigheid, Hy versterk jou, hy gee vir jou krag. En as ons dit nie doen nie, as ons net aangaan en ons hol net verder, dan gaan ek dit al hoe minder begin maak. Maar as ek daai oomblik vat, net om te pause, op sy skoot te klim, in sy teenwoordigheid te wees, nie noodwendig eers iets te sê nie. Dit gee weer vir my krag. Dit soos die Engelse sal sê, dit ground my net weer, dan kan ek weer verder gaan. So om dit regtig te oefen, en dit is waar ons waarlik gelukkig sal wees, waar ons geluk sal beleef, geen ander plekkie. Ons kan dit soek. Liesel het ook verlede keer gesê, met al die goed wat ons probeer om vol te maak, niks van dit gaan werk, net in sy teenwoordigheid, net om waarlik by God stil te staan. Kom ons bid. Here Jesus, dit is so wonderlik om te weet dat U wil hê ons moet net by U kom sit. U wil hê ons moet net 'n oomblik vat om tot stilstand te kom en om te ontvang dit wat U vir ons wil gee. Here, maar ons as mens is partykeer so dom. Ons dink die tyd is te min en ek moet eerder vinniger en harder werk om net deur alles te kom. Here, sal U vir ons 'n bewustheid gee dat ons op die skoot sal kom klim, al hoe meer en dat ons regtig op 'n punt sal kom wat dit vir ons regtig sal word en sal voel dat as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek dit nie maak nie. Here, dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het in die lewe. Ons eer U daarvoor. Amen. Julle sal sien, die Leon het dit genoem, die bak met die koffiebone in. Nou, ek is 'n bietjie hartseer om te sien, is net 5. Om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, dit was nou ons Pinkster onlangs, en die wat dit bygewoon het, sou hoor dat Hannes het daarvan gepraat, so ek gaan vinnig net vir julle sê, waaroor dit gegaan. Hy het gesê, ons kan 'n koffieboon vat, en dit net by ons hou. Eers, en dan as jy wil kom aanmeld en sê, maar ek meld aan by Pharos, ek commit my ten volle, nie soos in, nou is ek daar, nou is ek nie daar nie, ek commit my ten volle, dan kom sit jy jou koffieboon hier binne-in. En so hier is nou 'n hele potjie koffiebone, dit is nou nie in Pharos nie, so jy kan daai enetjie vat. Jy is welkom om hom eers huis toe te vat as jy nog nie voel, maar ek gaan my commit vir hierdie ding hê. So dan hou jy hom net eers by jou, maar as jy vanoggend voel, ek kom tree aan, ek commit my tot Pharos, dan kan jy jou koffieboon
uithaal en in hierdie groter ene insit. En dit is net tussen jou en die Here, so ek gaan nou nie kyk, hulle het ook die name op nie, so ek gaan nou nie met jou beklei as jou koffiebone hierin is nie, want ek gaan nie weet nie. Maar en dan wil ek vra dat as daar enige iemand is wat vanoggend wil hê ons moet saam met jou bid, dan kan jy na die tyd bly. As jy voel jy het behoefte om regtig vandag reg te maak met die Here, dan kan jy ook kom. Daar sal iemand wees wat saam met jou sal bid. Ons gaan nou dat die kinders vir ons, ek het gedink hulle is hier nie, maar ons gaan 'n liedjie sing en hulle gaan vir ons 'n teksvers ook lees. Is julle reg? Is jy reg, Alexa? Dankie. Julle kan kom, al die ander kinders ook wat dit ken. You are in the city, you are in the country, you are on the hills and you are in the valleys, you are in the city, you are in the country, you are on the hills and you are in the valleys. Oh, oh, where can I run away to? Oh, oh, I cannot escape you. Oh, oh, even in the darkness. Oh, oh, I can never hide from you. You, you are everywhere. You are everywhere. Powerful, invisible, incredible God, you're everywhere. You are in the traffic, you are in the quiet, you are in the shadows, you are in the spotlight, you are in the traffic, you are in the quiet, you are in the shadows, you are in the spotlight. Oh, oh, where can I run away to? Oh, oh, I cannot escape you. Oh, oh, even in the darkness. Oh, oh, I can never hide from you.
Okay. Psalms 139, verse 7 till 10. Where could I go from your spirit? Where could I run and hide from your face? If I go up to heaven, you are there. If I go down to the realm of the dead, you are there too. If I fly with the wings into the shining dawn, you there. If I fly into the radiant sunset, you are there waiting. Where I go, your hand will guide me. Your strength will empower me. Psalm Psalm 139 vers 7 tot 10. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aansig? Klim ek op na die hemel, u is daar en maak ek die doderyk my bed. Kyk, u is daar. Neem ek die vlees van die dageraad, gaan ek by die uiten van die see woon. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Goed, die kinders, die ouers moet net onthou dat die sakkies en die kruit en die plastiek moet terugkom die koeverdeel, né? Die res kan hulle huis toe vat en onthou om die prentjies vir my te bring, die wat ingekleer het. Julle kan staan, dan ontvang ons die seën. En daar is koffie vir die wat nog koffie wil hê, glo ek. En vir enige iemand wat gebed nodig het en onthou van die broodjies meer. Mag die Here jou seën, mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en mag jy sy vrede ervaar en mag jy hierdie week spesiaal, ekstra spesiaal sy teenwoordigheid beleef en die lieflikhede wat hy vir jou instoor het. Amen.